In Esegiel 33 vers 1 tot 6 staan daar: Wanneer ek oorlog oor 'n land bring, en die mense van die land vat een van hulle en stel hom as 'n wag aan, en hy sien die vyand aankom en blaas die ramshoring en waarsku sy mense, en hulle hoor die ramshoring, maar slaan nie ag op die waarskuwing nie, dan is hulle verantwoordelik vir hulle eie dood. Maar wat het leierskap met 'n trompet of ramshoring te doen? 'n Ramshoring en trompet maak 'n harde klank wat deur mense oor 'n lang afstand gehoor kan word. Dit kondig ook belangrike gebeurtenisse aan. Maar in Esegiel lees ons dat 'n ramshoring gebruik word om mense te waarsku. Goeie leiers waarsku mense teen gevaar. Dit kan van toepassing wees op leiers in 'n gesin, 'n gemeenskap of 'n span. Hulle kan waarsku oor gevare van buite en van binne. Alles wat die siel van die mens teiken, is 'n gevaar. Sonde en 'n afdwaling van wat goed en reg is 'n gevaar. Dit is 'n verantwoordelike posisie, want in vers 6 lees ons: Maar wanneer die wag die vyand sien aankom en nie die ramshoring blaas, sodat die mense gewaarsku word nie, en die vyand kom en maak party van die land se mense dood, dan sterf die mense wel deur hul eie sonde, maar ek sal van die wag rekenskap eis vir hul dood. Ons lees verder in Openbaring 8 tot 11 van trompette wat God se oordeel aankondig. Wanneer ons Esegiel lees, besef ons dat God ons waarsku. God waarsku ons dikwels deur mense wat paai met ons kruis. Die vraag is: waar is jy in 'n posisie om jou leierskap uit te leef deur toe te sien dat die mense in jou groep veilig bly teen gevaar?